met ons reeks oor 1 Petrus en ek vat sulke reusespronge deur Petrus. Dis hoekom ek vra dat julle asseblief dit vooraf moet lees, want ek vat dit hier en daar grond. Petrus is so 'n vol en ryk boek en ons tema vanoggend is groei in jou identiteit in deur Jesus te volg en ons is besig dan met hoofstuk 2 van 1 Petrus. Wanneer huil 'n baba? Ons weet, 'n baba huil of omdat hy op sy nadoek het, of omdat hy dalk 'n bietjie ergens ongemaklik is en pyn het, maar meestal omdat hulle honger is. Hulle huil vir kos. En jy hoef ook nie 'n baba te leer om honger te wees nie. Jy hoef ook nie 'n baba te oortuig dat hy of sy melk nodig het nie. En hulle weet dit van self. Hulle word dit honger. En wanneer 'n baba honger is, kyk, hulle huil met oorgawe, aanhoudend, dringend, sonder skaamte, want hulle wil hê jy moet kennis neem, ek is honger. Want 'n baba weet, hy of sy lewe hang af van hierdie melk. Sonder hierdie melk kan jy nie bestaan nie. En Petrus begin hoofstuk 2 met 'n baie eerlike vraag, om te vra, het ons nog hierdie honger na God se woord? Hy sê in vers 2 tot 3, julle moet genoeg geestelike melk inkry. Smag daarna, na hierdie voeding, soos pasgebore babatjies na hulle ma se melk, sodat julle daardeur kan groei tot volwasse verlostes. Julle het mos na julle wedergeboorte klaar geproe hoe goed die Here is. Die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, julle as gelowiges wat geproe het hoe goed God is, julle moet soos babatjies smag na die woord van God. Smag na die suiwer geestelike melk. Nie halfhartig nie, nie af en toe nie, maar met 'n diep, opregte verlange na God se woord. Hoekom? Omdat jy mos al reeds geproe het, iets daarvan geproe het, dat God vir jou en vir my goed is. En hoe meer 'n mens iets daarvan beleef, hoe meer sal jy vir God wil leer ken, hoe meer sal jy vir God in jou lewe wil hê, en daarom moet jy soos 'n babatjie smag na hierdie melk. En vanoggend vra die Here net vir jou en vir my, glo jy nie? Hy vra na aanleiding van 1 Petrus 2, groei jy nog? Smag jy na die woord? Dis hoe Petrus hoofstuk 2 begin. So ons eerste punt vanoggend is, word groot. Hoe groei ek geestelik? Want groei gebeur nie outomaties nie. Groei gebeur wanneer daar 'n begeerte is na God se woord en daar 'n radikale hartsverandering plaasvind. Wanneer 'n mens laat los, ophou met sondige houdings wat jou groei belemmer. Dis hoe Petrus begin, 1 Petrus 2 vers 1. Hy sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelary, jaloesie en kwaadpraat. Die woord hou op beteken letterlik om iets soos vuil klere uit te trek. Hy sê, raak ontslae daarvan. Jy weet wanneer jy die dag gewerk het aan die vuil en die stof en jy kom by die huis en dit klou aan jou en jy wil net van dit ontslae raak. Hy sê, so moet hierdie slegte gesindheid van jou ontslae, dat jy daarvan ontslae raak. Hy sê, hou op met elke vorm van kwaad. Nou daar, elke vorm van kwaad is die Griekse woord kakia, en dit dui op 'n hartsgesteldheid van kwaadwilligheid. Nie dade nie. Dit praat van 'n innerlike hartsgesteldheid. Wat maak dat jy hierdie wrok en bitterheid en selfgesentreerdheid het en die begeerte om ander mense te benadeel. Dit is wat hierdie woord in die Grieks beteken. En dan kom Petrus en hy spel dit uit. As hy sê, raak ontslae, laat los, hou op met elke vorm van kwaadwilligheid. Hy gee die praktiese uitdrukking daarvan as hy sê, hou op met bedrog.
Dit is om ander mense met leuns te mislei. Hou op met huichelarry, om voor te gee iets in iemand wat jy nie is nie. Hou op met jaloesie, afguns oor ander, gun nie dat die son oor die ander skyn nie, en dat hulle dalk meer belangrik is nie. Hou op met kwaadpratery, met skinder, afkraak met woorde, mense verdag maak, alles wat jy mense te nakom met dit wat jy sê, hy sê, stop het. Hou op daarmee. Raak ontslaaf van dit, soos vuilklere, as jy geestelik wil groei. Elke vorm van kwaad is dus enige houding, optrede of hartgesindheid wat die gemeenskap van gelowiges onderling verbreek en jou geestelike groei belemmer. En belangrik, jy kan nie groei as jy hierdie gif aanhou koester nie. Jy kan nie groei as jy hierdie gif aanhou koester nie. En daarom wil ek vir jou by die eerste punt 'n paar vrae vra, wat ek en jy vir onsself eerlik moet afvra, ons by elke punt hierdie 'n paar vrae vra. By die eerste punt wil jy jouself die eerlik moet afvra, het ek nog regtig 'n honger na God se woord? Kyk, ek weet nie hoeveel Bybels julle in julle huis het nie, maar ek is seker elkeen van ons het nie net een nie, maar 'n paar Bybels in ons huis. Hoeveel van dit word oopgemaak? Het ons al so gemaksigtig geword dat ons wag vir 'n Sondag dat dit op die bord moet verskyn voordat ons ergens iets uit die woord van die Here hoor? So die vraag is, het ek regtig nog 'n honger vir God se woord? Tweede vraag is jy dalk bang dat as jy die woord van die Here sou oopmaak, dat dit waar sou word waarvan Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Is jy dalk bang dat jou diepste motiewe en oorwegings deur die woord van God blootgelê gaan word? Volgende vraag, is ek nog 'n geestelike baba? Het ek nog in my kinderskoene bly staan ten spyte van die ouderdom wat ek nou is? Want as 'n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowiges is, moes julle eintlik al self onderrig in die geloof gegee het, sê Hebreërs 5 vers 12. Hy sê, as 'n mens dink hoe lank julle reeds gelowiges is, moet julle nie net aan die ontvangkant sit nie. Moet julle al mense gewees het wat ander onderrig uit die woord van God in geloof. En dan die laaste vraag rondom die eerste punt is daar sondes nog waarvan ek moet ontslaa raak, wat ek moet uittrek? Want as ek daardie sondes nie afgesterf het nie, maar daaraan bly vasklou, kan Jesus nie die hoeksteen word wat jou laat struikel, omdat jy aan God se woord ongehoorsaam is, sê vers 8. Word groot. Maar tweedens, wees wie jy is. En dit is amper die kern van hierdie gedeelte. Wees wie jy is. Petrus kom en sê, weet jy wat? Jy is nie sommer 'n niks of 'n niemand nie. Jy het status. Jy het 'n roeping. Wees wie jy is in Christus Jesus. Hy skryf in 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Hierdie is beskrywings van ons as gelowiges. Hy begin deur te sê, ek en jy, sluit aan by hoofstuk 1, ek en jy is uitverkorenes. Ek en jy
is deur God met die hand uitgesoek. God het vir my en jou tussen miljoene mense gaan handpick, by die naam genoem, gesê, jy is myne. Dis wie en wat ek en jy is. God het vir my en jou gekies, ten spyte dikwels van wie en wat ek en jy is. Dis genade. Uitverkies. Maar ook koninklike priesterdom. Ons het status, ons is royalty. Ons het meer status as wat die koninklikes in Brittanje in hulle paleis het. Ons is God se eiendom, koninklike priesterdom. Net priesters kon in die Ou Testament die tempel ingaan om offers te bring. Nou is ons die mense wat deur God aangestel is om priesters te wees, om in sy teenwoordigheid te leef, in sy teenwoordigheid in te gaan en in sy teenwoordigheid te leef. Maar nie net om in sy teenwoordigheid te leef soos wat die priesters in die tempel kon ingaan nie, maar ook om vir hom op 'n besonderse manier te dien. Dis wat die priesters moes doen. En nie net om hom op 'n besonderse manier te dien nie, maar ook om vir God met koninklike gesag te verteenwoordig in hierdie wêreld. God stuur vir my en jou die wêreld in om sy skoene vol te staan, ambassadeurs van die koninklike paleis. Dis wie en wat ek en jy is. En julle weet ons dat mense wat ambassadeurs van alle lande is, het hierdie spesiale vergunnings en hierdie spesiale status, hulle ry met hierdie nommerplate op hulle karre en almal weet. Dis wie en wat ek en jy is. Ambassadeurs. Maar nog meer, ons is God se heilige eiendom. Nou ek het verlede Sondag vir julle gesê, onthou julle wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken dat jy vir God afgesonder is. Dit beteken dat jy aan God behoort. Dit beteken dat jy God se eiendom is, dat jy baie spesiaal is vir God. Dat wanneer jy sê jy het 'n baie mooi item of stukkie besitting waaroor jy baie heilig is. Ek ken daai uitdrukking nie. Dan vertroetel ek daai ding. Baie mooi dat niks of niemand dit beskadig nie, want ek is heilig oor daai onderwerp of voorwerp en dis hoe God oor my en jou voel. Spesiaal. Ons behoort aan God. En ek het verlede Sondag vir julle gesê en ek sê dit weer vir julle dat dit by julle kan indring. God het vir my en jou heilig verklaar. En daarom kan ek en jy vanoggend hierso sit en sê, ek en jy, ons is heiliges. Nie skynheiliges nie, nie sondeloos nie, heiliges, wat God ons heilig gemaak het. Dis wie en wat ek en jy in Christus is. Uitverkies, koninklike priesters, ambassadeurs, heilig eiendom van God. En dis met 'n doel dat God hierdie status aan my en jou toeken. Die doel is om God se verlossingsdade te verkondig. Ek en jy is nie maar net gered ter wille van onsself wat ons sê, "Oh wow, ons is op pad hemel toe nie." Ons is gered met 'n roeping sodat ons lewe, ons getuienis, ons woorde en dade God se lig vir 'n donker wêreld moet wys. Dis wat ons moet verkondig wat Paulus in Kolossense 1 vers 13 tot 14 sê. God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes.
Dis die boodskap wat ons moet uitbesit. Ons is uitverkies, ons is verlos, ons is bevry, ons is wedergebore, ons is nuut gemaak. Wow! Kyk weer, wat is ons status in Christus? Kinders van die almagtige God, royalty. En Petrus wil sê, julle is in hierdie wêreld, maar julle is nie van die wêreld nie. Daarom is julle ook nie soos die wêreld nie. En daarom moet julle julself ook nie tuis maak in hierdie wêreld, om so gemaklik te word in die wêreld, dat jy maar dink, hierdie wêreld met al sy sonde en verleiding is alright nie. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Julle hoort nie uitlik in hierdie wêreld nie. Moenie julle tuis maak in hierdie wêreld nie. Want sê Jakobus 4, vanaf vers 4 tot 5, hy sê, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? God wil my en jou nie deel met hierdie wêreld nie. Hy wil vir my en jou heeltemal vir homself hê, want ons is heilig, afgesonder vir God, behoort aan hom. Ons het nou hierdie status. Ons behoort nie meer aan die wêreld, met die wêreldse magte, wat oor ons heers, die Satan en sy bose magte met die sonde nie. Ons het 'n nuwe status, ons behoort aan 'n nuwe wêreld, God se nuwe wêreld, God se koninkryk, waar hy regeer deur sy Heilige Gees wat in ons woon. En waar hy regeer, daar moet ons hom gehoorsaam wees aan sy wette, van sy nuwe wêreld, sy koninkryk. En daarom het ons die roeping om aan hierdie sondige wêreld te kan verkondig, daar's iets beter, iets nuut, wat God vir jou kan gee, soos wat hy dit vir my gegee het. En daarom kom Petrus by die oproep, leef reg tussen ongelowiges, leef reg in die wêreld. Jou lewe is 'n getuienis, mense kyk hoe jy leef, voordat hulle begin luister na wat jy sê, hulle wil eers kyk hoe jy as kerkmens, as Christen, as gelowige leef, voordat hulle jou hoor. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 12. Hy sê, gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van versoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Hy sê, julle moet julle so goed gedra onder die heidene, dat jy so uitstaan in hierdie donkere, bose wêreld, dat mense daardeur aangetrek sal word na God, en by die oordeelsdag, dat hulle die kant van die skape sal staan in plaas van die bokke, omdat hulle pad met jou gekruis het, en hulle God leer ken het, deur jou lewe en deur jou dade. Dat hulle daardie dag dankie sal sê, dankie Here dat my God met so en so gekruis het. Dankie vir so en so, wat my bekend gestel het aan die wonderbare lig. Die evangelie is nooit, jy moet goed leef of reg optree, sodat jy gered kan word nie. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is nooit, jy moet goed leef of reg optree, sodat jy gered kan word nie. Die evangelie is altyd, omdat God jou gekies het, omdat God jou gered het en sy eiendom gemaak het, omdat hy jou nuut gemaak het deur die Heilige Gees wat hy in jou gegee het, daarom moet jy. En dit is wat Kolossense 3 skryf, waar hy sê, vanaf vers 12, hy sê, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, status.
Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Omdat julle die uitverkore volk van God is, daarom moet julle so optree. Daarom moet ek en jy ons roeping uitleef. So hier is die vraag van hierdie punt. Hoe kyk jy na jouself? Sien jy jouself soos wat God jou sien? Sien jy jouself soos wat God jou sien? Uitverkorene, koningskind, heilige. En as jy volgende vir my sê, ek weet nie, dan wil ek jou vra, hoekom twyfel jy? Hoekom twyfel jy? Want God sê, het jou by die naam geroep, sy eiendom gemaak, duur prys vir jou betaal. Tweede vraag wat daarmee saamhang. Weerspieël jou lewe, jou status in Christus. Wanneer mense met jou te doen kry, herken hulle jou as 'n disipel van Jesus. En as jy volgens twyfel, dan moet jy ook vra oor hoekom. Wat in my lewe maak dat ek nie herkenbaar is as 'n disipel nie. En miskien moet 'n mens vanoggend bely en sê, dis nie altyd so sigbaar in my lewe nie. Dis ook nie altyd so sigbaar in hierdie dominee se lewe nie. En daarom moet ons sonde voor God kan bely, saam met Dawid in Psalm 51 vers 5 tot 6, wat sê, ja, my oortredinge ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. My sonde teenoor my medemens is sonde teen God. Maar dan weer die goeie nuus, in Johannes 1 vers 9, as ons wat God se kinders is, ons wat gered is, ons wat verlos is, ons wat nuut gemaak is, as ons egter ons sondes bely, God is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Want God los ons nie soos ons is nie. Hy maak ons elke dag nuut. Derde punt. Volg vir Jesus. As jy regtig waar geestelik wil groei, as jy regtig waar smag na die onvervalste melk van die woord van God, om God se teenwoordigheid in jou lewe te beleef, dan moet jy kyk waar Jesus se voetspore lê en hom volg. Dis waarvoor ek en jy geroep is. 1 Petrus 2 vers 21 sê, juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Wat Petrus hierso sê is, leef soos Jesus geleef het, want hy het vir ons 'n voorbeeld gestel hoe om te leef en om op te tree in ons verhoudinge met God, die Vader, maar ook met mekaar. En nou moet ek vanoggend vir julle sê, dis nie 'n maklike pad om altyd te loop nie. Want jy sal moet bereid wees om dieselfde pad van lyding te loop wat Jesus geloop het, wat op die kruis uitgeloop het, omdat ons volgelinge van Jesus is.
En Jesus draai die doekies hieroor om nie, as hy Matteus 10 vers 16 sê, onthou, ek stuur julle so skape tussen wolwe in, of soos die boodskapvertaling sê, moenie dink alles sal altyd net goed gaan nie. Die gevare en probleme is groot en baie. Dit is byna so gevaarlik soos 'n herder wat sy skape deur 'n bos lei waar dit wemel van die luiperds en leeu's. Hy sê agter Jesus wil aanloop, wees verseker. Die duiwel gaan jou voorlê soos 'n brullende leeu om jou te probeer verskeur. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan probeer om jou van Jesus af weg te vat. Dis sy hele doel. En hy gaan dit lewe van jou moeilik maak. Want hy wil hê, jy moet tou opgooi. Hy wil hê, dat jy jou rug op Jesus moet draai. Ek het julle al by 'n vorige geleentheid vertel, van Charles Sheldon se boek, In His Footsteps, dit is in 1896 geskrywe, hy was self 'n dominee, en hierdie was een van die dit is een van die topverkopers van Christelike boeke ooit. As jy dit ergens op die internet wil gaan soek, In His Footsteps, Charles Sheldon. Dis 'n Christelike roman, wat die baie bekende vraag gewild gemaak het, what would Jesus do? Onthou julle die armaatjies wat ons gedra het? What would Jesus do? En die verhaal fokus op 'n gemeente wat besluit het, dat hulle gaan letterlik probeer om alles te doen en na te volg wat Jesus in sy woord sê, ongeag die koste en konsekwensies daarvan. En dit het geweldige implikasies vir hulle alledaagse lewe gehad, die keuses wat hulle elke keer moes maak. Wat sou Jesus in hierdie omstandigheid gedoen het? Wat sou hy gesê het? Hoe sou hy opgetree het? En dit roep ons as gelowiges op om ons geloof prakties te leef en te vra, hoe sou my lewe lyk? Hoe sal my optrede lyk? Hoe sal my woorde lyk as ek letterlik elke besluit wat ek neem, vra, wat sou Jesus doen? Want as jy jou geloof sou uitleef in navolging van Jesus, dan moet jy dit nou vanoggend verseker weet. Jy gaan teestanders kry. Van jou vriende, van jou kollegas, van jou werkgewer. Want jy pas nie meer lekker in hulle stelsel nie. Jy pas nie meer lekker in die soort grappies wat hulle daar om die braaivleis vuur maak nie. Jy gaan verneder word. Jy gaan name genoem word. Jy gaan verdag gemaak word. Jy gaan selfs vervloek word. Jy gaan uitgestoot en verwerp word en hulle gaan op jou vir sê, weet jy wat, jy's nie meer welkom nie. Want ons voel ongemaklik in jou teenwoordigheid. Jy's nie meer daai van wat jy voorheen was nie. Wat het oor jou lewe geloop? En jy gaan in die versoeking kom. Die duiwel gaan vir jou teiken met versoekinge om jou te laat struikel en te laat val. Hy gaan jou probeer dat jy jou geloof versaak en dat jy eerder weer terugdraai na die wêreld toe. En hy gaan finansiële skade vir jou veroorsaak omdat jy integriteit het en nie meedoen aan die korrupsie van hierdie land nie. Hy gaan jou op elke hoek en draai gaan die duiwel jou voorlê. En weet, hy gaan vir jou teiken. Jesus waarsku juis in Matteus 16 vanaf vers 24 gesê, Jesus het vir sy disippels gesê, as mense my volgelinge wil wees, moet hulle hele lewe vir my gee. Om my te volg is baie moeilik. Dit is net so moeilik soos om jou eie kruis na die plek van jou teregstelling toe te dra. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe verloor en in die doderyk beland. As jy egter bereid is om jou lewe aan my te wy, sal jy beslis 'n plek kry in God se nuwe wêreld.
Jy moet 'n keuse maak wat jy met jou lewe wil doen. Jy moet 'n keuse maak met wat jy met jou lewe wil doen. En dan kan mens dink, oh wow, dis net slegte nuus. Wie wil nou vir Jesus volg as dit net slegte nuus is? Maar daar is ook goeie nuus. Jesus sê, om hom te volg, onverskrokke te volg, alles prys te gee om hom te volg, is die moeite werd. Dis die moeite werd. Hy sê in Johannes 16 vers 33, hy sê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Die ongelowige sal dit vir julle probeer moeilik maak in hierdie wêreld. Moenie dat hulle julle ontstel nie. Troos julle daaraan. Ek het bewys dat ek sterker is as enigiets of iemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenners, sê die boodskapvertaling, soos Jesus. Jesus sê, alle mag in hemel en aarde is aan hom gegee. Selfs die Satan en die bose magte in hierdie wêreld is onderworpe aan die gesag van Jesus, want hy is die koning, hy is die Here, hy is die Christus. Hy is die oorwinnaar. En nou sê Romeine 8 vers 36 of 37, hy sê, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hy sê, die wêreld kom met sy aanslag, dit probeer ons onderkry, maar ons behoort aan die koning van die konings. Ons krag kom nie uit onsself, ons krag kom van die almagtige, die skepper van hemel en aarde, wat ons by die naam uitgekies het, om deel van sy koninkryk te wees. En daarom kan ons staande bly te midde van die aanslag, daarom kan ons, dit wat die Satan in die wêreld na ons kan toe gooi, kan ons oorwin in die krag van die Here, want ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nie my krag nie, God se krag. En dan sê Openbaring 3 vers 21, sê Jesus, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Sê die van ons wat tot die einde toe vasbyt en getrou bly, die wat die oorwinning behaal het oor die sonde en die wêreld en die bose magte, te midde van die swaar kry, weet, daar kom 'n tyd dat ek en jy saam met Jesus op die troon sal sit. En al hierdie mense in die wêreld wat ons die lewe so moeilik gemaak het, wat ons probeer onderkry het, probeer vernietig het, ons gaan oor hulle heers. Sit op die troon van Jesus. Vra wat jy jouself moet vra. Is ek bereid om Jesus te volg en te gehoorsaam, ongeag wat dit vir my gaan vra, wat dit vir my gaan kos? Is ek bereid om te volg en te gehoorsaam, ongeag die koste? En is ek bereid om standpunt in te neem teen die sonde, teen die wêreld met sy bose magte, ter wille van Jesus, en daarvoor te lei? So ek wil jou vanoggend uitdaag. Ek wil jou uitdaag dat jy jouself sal sien soos wat God jou sien. Iemand met status. Iemand wat hoog deur God aangeskryf word. Iemand wat deel is van die goddelike koninklike
paleis, wil jou uitdaag om jouself so te sien, soos wat God jou sien, heilige. En dat jy daarom jou roeping in hierdie wêreld so sal uitleef, dat mense na jou sal kom en vra, wie is jou God? Wat jy aanbid, dat dit mense na God toe sal aantrek. Jou uitdaag, jouself te sien, status, en dit dan uit te leef. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan ook huis toe in sy vrede, van die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met elkeen van julle bly, totdat Jesus weer kom. Amen.